ons het nog altyd gesê dit is vir ons baie belangrik. Ek weet dit is nie altyd vir almal moontlik nie, maar ons wil nie net naweekouers wees nie en veral omdat ons in 'n tydperk in 'n jaar soos nou met die vervulling 12 weke aan een vervulling en dan dikwels lang ure opstel moet wees wanneer ons dan by ons familie is ons 100% daar en wanneer ons kindertjies dan in Droomland is, dan kom ons af en dan werk ons weer tot 2, 3 uur in die oggend partykeer, maar dis daai balans om te gaan wanneer ons werk ons en wanneer ons saam met ons gesin is dit 100% net familietyd. Ek het niks lekkerder dink as om saam met jou beste my gunsteling mens te journey nie. So dis 'n voorreg om saam te kan werk en 'n lewe saam te kan hê, saam te kan droom. Vir silverdoek, popcorn / papi, ek doen whispers, Smarties en it's we love it. Ons is regtig mal daaroor. En maar 'n lang dag opstel, ons kom by die huis. Comfort food is koekies en kaas. Verseker. En ook ons moet erken in hierdie seisoen van ons lewe, na 'n lang dag opstel kom ons by die huis en ons is in die human jungle gym fase van ons lewe. So ons kom by die huis en dan is daar 2 baie besige lyfies wat klim en klouter op ons en so daar's nie tans in 'n vorige seisoen van ons lewe het ons gaan fliek en gekoekies en kaas baie. Nou kom ons terug van 'n lang dag opstel en dan is dit 100% net speeltyd. Almaroe het weer eens vir die tweede seisoen 12 oorspronklike liedjies geskryf wat as julle gedink het julle was mal oor die eerste seisoen se musiek, gaan julle verlief wees op die tweede seisoen se musiek. Ja, en so 'n liedjie wat ek dadelik na my toe kom is Noah Khan. Sy playlist is tans op 'n repeat by ons huis en ons lag altyd want dit is nogal baie Almaroe tone. So en dit help met die skrywery. So dit is vir ons baie lekker dat Almaroe se musiek, ons is soos dan ek gesê 'n groot fan en die musiek wat ons van hou en sy musiek is regtig stem baie ooreen. Waar my storie begin het was in graad 11, winter seisoen ek het ophou rugby speel en toe moes ek my hand opsteek in deel vorm van die skool play. En toe die gogga gebyt. Toe het ek eers begin betrokke raak in drama. Ons was as 'n groep na The Wellbeing, Andrew Buckland, 'n vertoning van hom. En jy het net hierdie hele wêreld vir my oopgegaan van jy weet hierdie een persoon op 'n verhoog met 'n wart lemoen en beligting en hy vertel stories en hy vat jou op hierdie ongelooflike avontuur. So die gedagte van storie vertel was vir my daar wakker gemaak en toe het ek gaan studeer en die res is geskiedenis, ja. Ek was 5 jaar oud, toe weet ek al, ek wil doen wat ek vandag doen. Ek onthou ek het in die tuin gelê en stories uitgedink wat ek dan in die aande vir my ma en my ouma opgevoer het. En my pa het my gevat om Alice in Wonderland te kyk by die Johannesburgse teater. En daar was 'n baie spesifieke oomblik waar ek besef het, maar Alice word vertolk deur 'n dogtertjie. Dit is 'n dogtertjie wat Alice is en ek wil Alice kan wees.